Die Rommelkrapper, geskryf deur Stefans Coetzee, voorgeles deur Karen Loots. Honde storm op Dolfie af. Hulle bekke steek deur die hekke, spoeg kwyl. Hy terg hulle nooit nie, want hy is bang die hekke staan eendag oop. Met sy alien armpies sal hy hulle nie kan keer as hulle sy kop van sy lyf af wil byt nie. Donker wolke verander Klerksdorp in 'n oordeelsdag toneel. Die donder bulder soos meneer as hulle vragte bottels en blikkies te lig is. Dit moet net nie nou begin reën nie. Dan kry hy nie sy trollie teen die bult uitgestoot nie. Geoefende vingers knoop die vulle sakke oop. As hy dit skeer, raak mense kwaad. Soms raas hulle met hom of vloek hom. 'n Man het hom al met motorsleutels gegooi. Meneer sê, hy is nie 'n rommelkrapper nie. Nee, hy is 'n besigheidsman. Hy werk vir homself en hy is 'n eer. Wat is hy groot woord nou weer? Hy sal vir meneer moet vra. Meneer sê, dit is mense soos hy wat die planeet red. Meneer het een keer op sy selfoon vir hom foto's van die see gewys, vol rommel, omdat niemand dit optel nie. Jessie, hy sou daarom baie ryk gewees het as hy net by die see gebly het. Sommige mense gooi al hulle bottels in een sak, sodat hy nie nodig het om hulle gemors te krap nie. Die tannie op die hoek van Oendalstraat spoel haar bottels uit. Ai, hy kan nie eens die laaste koeldrankdruppels op sy tong gooi nie. Sy sit ook al haar ou brood in 'n sak en hang dit aan die hek. Een keer 'n maand sit sy 'n sjokolade en 'n koeldrank ook in. Toe hy nog kleiner was, wou sy altyd weet hoekom hy nie in die skool is nie. Meneer leer hom sommer self. Meneer is slim. Regtig slim. Hy was 'n skoolboef in Botawil voordat hy die herwinningsbesigheid in Klerksdorp begin het. Nou besit meneer 'n erf so groot soos die begrafplaas in Kleindorp. 2 trokke en 50 mense wat vir hom werk. Die meeste mense is sy ouderdom en kom lank saam met meneer. 'n Paar is ouer, maar meneer het hulle nie soos vir hom met die hand groot gemaak nie. Die seuns wat nou vir meneer werk, kry 10 sent meer per kilogram. 10 sent! Dit is omdat meneer hulle ook leer hoe om te amper gebruik jy die n-woord. Hy het nie daarvan gehou dat meneer se hande al ewig oor sy lyf gevat en gevryf het nie, maar nou mis hy meneer se aanraking. Soms as almal slaap, vat hy aan homself en verbeel hom dis meneer. Dolfie vee die trane in die hoek van sy oog met sy pinkie weg. Hy is sommer simpel om so te voel. Hy moet werk. Die son trek water. Sy sug klink asof hy die laaste asem uitblaas. Hy knoop al die sakke toe voor hy na die volgende huis stap. Sug weer. 9 mense dood, skree die koerant opskrif. Meneer het altyd gevra of hy kwaad is as hy in blokletters skryf. So, die verslaggewer moet vir iemand baie kwaad wees. Hy vee sy hande teen sy broekspyp skoon. Trek die koerant onder sy pizzaboks uit. Lees met sy wysvinger. Klank die lang woorde hardop. Hy sal vir meneer moet vra wat reeksmoordenaar beteken en verkragter. Hy hoop net nie dit is stoute woorde nie, want die laaste keer toe hy 'n stoute woord gebruik het, was meneer so kwaad. Die spoeg het teen sy gesig gespat soos meneer op hom geskree het. En hy het daarna vir 'n week lank op sy kussing gesit. Mens sê nie daai woorde nie. Dis vuil, het meneer die woorde soos 'n stukkie kos wat in jou tand vassit uitgespoeg. Meneer het hom ook dinge geleer wat hy nie hardop mag sê nie. Meneer het hom ook alles geleer wat hy van vullisherwinning weet. Byvoorbeeld, hy kry meer sente per kilogram vir die 04 in die driehoek as die 01. Ek weet jou, jy het die syfers nog nooit eens gesien nie. Meneer het hom ook geleer om al die proppies eenkant te gooi. Papier, blikkies, plastiek en bottels ook. Mens kry meer vir blikkies, want jy kan dit plat trap om meer in een vrag te kry. Veral by skole, want kinders is lief vir gaskoeldrank.
Maar hy hou nie van skole nie, want die dogtertjie se rokke is te kort om nie na te staar nie. Hy gooi die bottels, proppies af, soos meneer hom geleer het, in een sak. Staan op, trap 'n paar blikkies plat. Dit is die heel lekkerste van die werk. 'n Bakkie jaag verby. Verminder nie eers spoed vir die slaggate nie. Dolfie staar hom agterna, voor hy sy trolly uit die pad sleep. 'n Buffel soos hierdie gee nie eens om dat dit 'n skoolstraat is nie. Waar is die polisie? Dit is wat die koerant ook vra. Wie kan 9 mense wreed vermoor en die polisie het nie een enkele leidraad nie. Die koerant sê ook dat die reeksmoordenaar al sy slagoffers goed ken. Gaan hy ook eendag 'n bakkie besit? Dink net hoeveel geld gaan hy dan met sy besigheid maak. Dan sal hy sy eie besigheid begin en die trolly vir sy gunsteling seun gee, Nes meneer. Hy, het jy geweet, meneer het self die trolly gebou. Hierdie trolly het selfs 'n nommerplaat by, nes 'n regte kar. Hy het dit by sy asgate opgetel en meneer het hom gehelp om dit vas te skroef. Hy druk die koerant terug in die sak. Het die inwoners vir hom 'n stukkie pizza gelos? Hy hoop net nie Hawaii nie, want hy hou nie baie van pineappel nie, maar bacon, hy lek sommer sy vingers af. Die stukkie is so klein, hulle kon dit net sowel geëet het. Iemand eet nie sy korsies nie. Hy kan bly wees. Meneer sien dit nie, want meneer sal dit in sy keelgat afdruk. Hy blaas die mure af. Hap, kou toemond. Hierdie seun breek gereeld speelgoed. Soms kan Dolfie dit regmaak. Dan los hy dit by die kinderhuis waaruit meneer hom 12 jaar gelede gered het. Die heel beste speelgoed hou hy vir die nuwe seun in meneer se span. Die arme seun is nog so nuut. Hy huil saans in sy kussing. Bid dat liewe Jesus sy mammie moet terugbring. Hy leer nie vir die seun die N-woord nie. Hulle speel net saam karretjies. Meneer sê hy is te oud om nog karretjies te speel, maar waarmee moet hy hom saans besig hou? Die vrou het nie 'n man nie, want daar's nooit enige sigaretboksies of bierbottels tussen haar vullis nie. Ook min sakke waarin vleis se bloed oor alles loop. Hy dink nie sy's ryk nie, want haar vullis het baie broodsakkies en vrugtebokse in, min sweetspapiere. Kyk net hoe slim is hy. Hy weet die vrou het 2 kinders, want daar is weekliks 14 jogurtbakkies. Die een kind moet 'n dogtertjie wees, want hy het een keer 'n pop met 'n afkop in een van die sakke gekry. Die mense wat doodgemaak word, onthou hy, se koppe is ook af. Die koerant sê dis nooit gekry nie. Meneer hou nie van vroue nie. Meneer raas altyd met hom as hy hulle van agter aanstaar. Maar hy kan dit nie help nie. Hulle is dan so mooi. Nou kyk hy net as meneer nie by is nie. Die vroue sien hom nooit staar nie. Hy proeslag, skud sy kop. Waarvan praat hy? Niemand sien hom ooit raak nie. Die een vrou het een oggend sommer stout voor hom gebuk, in haar PJ's. Hy weet nie wat sy in die vullissakke wou gooi nie, maar toe sy opstaan, was hy agter haar. Die mes om haar keel, sy neus en haar hare. Hy was kliphard en hard asemhaal. Sy was eerste, en die ander 8 het gevolg.